In hierdie uitgawe van Wyngaard Weekliks op Litnet se YouTube kanaal praat ek met 'n baie bekende politieke kommentator. Hy is professor André Dievenage wat 'n navorsingsprofessor is aan die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus. André, baie welkom en dankie dat jy ingestem het om saam te gesels. Heinrich, baie dankie vir die voorreg, lekker om weer te praat. Ons praat dan nou oor die wat vir sommige 'n verrassing was, vir jou dalk nie so 'n veel van 'n verrassing nie. Die aankondiging deur meneer Jordan Hill-Lewis, die steeds maar nuwe rugge leier, nasionale leier van die DA, dat hy veranderinge gaan aanbring, of die president Cyril Ramaphosa versoek het om veranderinge aan te bring aan die DA verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid. Was dit vir jou te verwagte? Heinrich, ek wil begin deur te sê, ek het verwag dat iets met John Steenhuisen gaan gebeur, en ek het dit ook genoem toe ons destyds die konferensie van die DA bygewoon het in Johannesburg. En ek moet sê, ek het dit verwag, maar ek het nie die omvangrykheid van die wysigings verwag nie. Die pakket was groot, maar ek dink hier's twee dinge wat ons onmiddellik vir mekaar in die oë moet kyk en vir mekaar moet sê. En die eerste is, dit staan in die teken van 'n nuwe generasie leiers wat besig is om oor te neem en gevestig te raak in die DA. Kortom, Gordon Hill-Lewis is besig om sy voete te vind, hy neem besluite en hy's nie bang om besluite te neem nie. Die tweede aspek raak die DA baie direk, en dis 'n stuk organisatoriese kultuur. En hier gaan dit oor twee dinge. Kontinuïteit, maar ook aanpassing ter wille van verbetering. En daar lê 'n bepaalde balans. En dan die ander aspek, die DA is 'n meriete gedrewe party, en hulle kontroleer meriete, en hulle kyk na die uitsette van hulle mense, en as hulle nie presteer nie, verwyder hulle hulle. André, indien, so jy sê, dit was te verwagte, die omvang daarvan sê jy was dalk meer as wat jy verwag het. So kom ons hanteer gou die amper vanselfsprekende, en dit is naamlik die vervanging van John Steenhuisen. Hoekom het ek die idee gekry dat hy die idee gegee is dat hy tog aangehou sal word? En ek baseer dit op die erkenning wat aan hom gegee is in Jordan Hill-Lewis se aanvaardingstoespraak op 12 April, waar hy vir John en sy prestasies as nasionale leier gelys het en toegesê het, en hy is nou besig om hierdie back-and-close krisis ten volle aan te vat. Hier is twee sake belangrik. Die eerste punt wat belangrik is, en dit was ook duidelik by die verkiesingskonferensie van die DA, dat Gordon Hill-Lewis hulde gebring het aan al die leiers wat die DA gelei het, met inbegrip van John Steenhuisen en dit wat John Steenhuisen gelewer het en bygedra het. So hy was positief daarteenoor. Maar in dieselfde asem was dit ook duidelik dat Steenhuisen onderpresteer in sy portefeulje, of hy kom nie die mas op nie. En sedert die verkiesing het hierdie proses geeskaleer, tot by die punt waar die DA nie 'n keuse gehad het anders as om op te tree nie. En hier wil ek spesifiek 'n paar punte uitlig. En dit gaan primêr oor die hantering van die back-and-close epidemie. John Steenhuisen en sy direkte hoof van staf se verhoudinge met die georganiseerde landbou het basies in duie gestort. En dit het ook uitgekring na die breër gemeenskap van boere in Suid-Afrika. En dit het nie verder uitgekring na die Afrikaner gemeenskap toe, en waarskynlik ook ander boeregemeenskappe. En hier was 'n reële bedreiging vir die Demokratiese Alliansie in terme van sy ondersteuningsbasis. Ek het op 'n stadium syfers gesien dat 75 tot 80%
van Afrikaners, nou praat ek spesifiek van wit Afrikaners, stem vir die Demokratiese Alliansie. En daai constituency was direk bedreig. En nou moet jy onthou, in dieselfde asem word die DA ook bedreig deur die Patriotic Alliance, wat besig is om onder veral die bruin gemeenskap momentum te bou. En in die verband het Gordon Hill Lewis nie 'n keuse gehad nie. Hy moes optree. Maar jy sal ook sien dat dit was 'n sagte landing. Hy het hom nie verwyder nie. Hy het hom geskuif in die posisie van 'n adjunk ministerskap. My inligting, en in baie van die inligting hoor mense nou maar, dis bietjie sekondêr, maar my inligting is dat Gordon Hill Lewis het effektief opgekom vir die posisie van John Steenhuisen. Daar was mense wat gevoel het dat hy verwyder moes word en miskien moes opeindig as 'n parlementariër, maar hy is steeds 'n adjunk minister. Maar nou, ek wil net hierdie perspektief ook noem, Heinrich, en dit is dat hierdie is voorstelle van die kant van die DA. Dis nog glad nie te sê president Ramaphosa gaan hierdie voorstelle aanvaar nie. Onthou net, Ramaphosa in sigself is by 'n baie unieke posisie in sy loopbaan en in sy presidentskap. En dis nie te sê dat hy hierdie voorstelle gaan aanvaar nie. Ek weet ook dat daar 'n redelike goeie verhouding tussen John Steenhuisen en die president van die land is. En dan moet ons onthou, koalisiepolitiek, R&E word van tyd tot tyd bedink en herbedink. En ons gaan 'n verkiesing in oor 5-6 maande. So hier's 'n klomp faktore. Ons moet eers sien of die president hierdie voorstelle van Gordon Hill Lewis wel gaan implementeer. Andries, van die belang van tyd gaan ek jou vra om net, ek weet jy's 'n baie deeglike ou en jy hou daarvan om die volledige konteks te skets, maar ons veronderstel ook dat die meeste van ons kykers is vertroud met die agtergrond. So kom ons kyk of jy kan hou dan net by die vraag wat ek jou vra. Hier is die volgende een. So jy sê John Steenhuisen se prestasie is primêr gemeet aan 'n krisis wat reeds bestaan het voordat hy die portefeulje oorgeneem het. Ja, tot die mate dat dit was binne die departement. Die departement was baie dysfunksioneel. Maar die back and closure epidemie was baie meer resent. En dit kon hy nie na behoore hanteer nie. So 'n swak departement, krisis en Steenhuisen kom nie die mas op nie. Goed, dan het jy gesê die skuwe is vir jou deel van die nuwe leierskap, kan ek maar die woord aanslag gebruik binne die DA. Hoe verklaar jy dit? John Steenhuisen is 50 jaar oud, Jack Bloem wat nou ingebring word is 65 jaar oud. By die organisatoriese kultuur van die Demokratiese Alliansie, hoewel hulle vernuwe en beweeg, behou hulle steeds kontinuïteit deur die ouer garde te betrek. Jy sal onthou, toe Mmusi Maimane daai tyd in die krisis inbeweeg het hulle onmiddellik die Tony Leons en die Kutsees en die mense ingebring. En dis ook interessant dat Helen Zille, wat baie invloedryk in die DA is, steeds die burgemeesterskandidaat is. So dit gaan oor 'n balans. Dis 'n mengsel van vernuwing. Dis amper soos Rassie nou maak met die rugbyspan. Hy behou die oues, maar hy bring nuus in die spel en ek dink mens moet vir Gordon Hill Lewis krediet gee. Andre, ek wil net vir die kykers sê, dis Vrydagoggend die 19de Junie terwyl ek en jy praat, want sou die president oor die naweek dalk van hom laat hoor oor hierdie voorgestelde veranderings, dan wil ek nie hulle moet dink ons het gesit in slaap nie. Kom ons praat oor die belangrikheid van geografiese verteenwoordiging. Yusuf Karim, wat van die Ooskapers, né? Hy word nou ingebring en is dit vir jou 'n aanduiding van ras of geografie? Dit is beide. Ek dink die DA maak korrek die aanspraak dat hulle die mees verteenwoordigende party is in terme van
ras. En dit is definitief die geval as jy dit vergelyk met die ANC en baie van die ander partye, MK, selfs Vryheidsfront Plus en so meer. So dit is die geval, ek lees dit hier as 'n vorm van rasverteenwoordiging, maar ook gemeng met funksionaliteit en effektiwiteit. Daar moet prestasie wees. Behalwe dat die ook weet, die DA sê hulle glo nie in 'n ding soos raskategorieë nie. Dit beteken nie dat hulle dit nie moet verteenwoordig nie. Hulle leierskap moet darm die diversiteit van die land ook reflekteer. Ek weet daar's op die oomblik 'n groot debat oor raskategorieë en die bitter ironie is dat transformasie eintlik gebruik maak van die ou apartheids rasseklassifikasie waarvoor almal bang is, maar die feit bly bestaan, ons is 'n komplekse samelewing en dis belangrik vir partye om diversiteit te wys. Andries, so kom ons doen 'n koppetel. Die ministers voor hierdie voorgestelde veranderings vir die DA was 6 altesaame, 2 swart, 4 wit, 5 mans, 1 vrou. En dit bly so met die voorgestelde veranderings. Die 6 adjunkministersposte, 1 Indiër, 3 swart, 1 wit en 1 bruin. En as dit nou verander, dan sal dit wees 1 swart, 2 Indiër, 1 bruin, 1 wit. Dit gee vir ons 3, 4, 5. Wat het ek nou misgetel hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ek sal nou kom by die ander een. Wat sê dit vir jou van daai verteenwoordiging wat jy sê wat so belangrik is? Vir my is dit duidelik dat hier 2 faktore 'n belangrike rol speel. Die een is die land se nasionale demografie is 'n faktor. Maar net so belangrik is die demografie van die ondersteuners van die party. En dit is nie presies gelyk aan die nasionale demografie nie. Dit mag die naaste wees van al die partye, maar dit is nog lank nie daar nie. En wat ons ook hier sien is verteenwoordiging in terme van die constituency van die Demokratiese Alliansie. So ek het nou weer getel, dit is dan 2 wit adjunkministers, 2 Indiër, 1 bruin en 1 swart. Het dit jou ook opgeval dat van die mense wat Jordan Hiloos nou wil fire, is dat 2 van die adjunkministers wat voorheen of wat tans nog dien in daai poste, naamlik Dr. Mimi, wat haar van nou, ek sal hom nou weer kry, Dr. Mimi, ek sal haar naam, ja, ek weet haar voornaam is Mimi, en dan was haar cello Sietlo, Mimi Gondwe. So, as daar enigszins iets in te lees, sê die DA daarmee dat sy twee van sy swart adjunkministers was van die vrotste? Ek dink in effek sou mens dit kon lees, as jy die kriteria neem van prestasie. Dit wat na bewering, en dit is vir my so meegedeel, deur Ryan Coetzee gedoen is, waar daar spesifiek gekyk is, en die beeld is geskep, dat die ministers en adjunkministers wat geskuif of verwyder is, diegene is wat geonderpresteer het. En ek dink dit is belangrik om prestasie hier in te bring, en dis ook deel van wat ek lees, die suksesresep van die Demokratiese Alliansie. Jy kan nie net met ras werk nie, jy kan nie net met jou constituency werk nie, jy moet ook werk met meriete van individue in posisies. En ons sien dit, en lyk my daai praktyk begin weier neerslag te vind in partye soos die ANC en ook in ander partye. En dan sien hulle dat jy die PA self genoem het, en die risiko wat die PA se steun inhou vir die DA. Wat is daar te sê oor bruin verteenwoordiging in hierdie RNE afvaardiging van die DA, as dit net Alexa Abrams is wat daar te sien is?
Dit is baie moeilik om te oordeel. Kyk, soos ek genoem het, hier's 'n klomp faktore wat hier 'n rol speel. En gewoonlik is jou getal posisies beperk. En soos dit maar is, daar's altyd by sekere groepe 'n gevoel dat hulle nie genoegsaam verteenwoordig is. Is Maar dit geregverdig in die geval van breinmense? Ek sou dink wat die demografiese omgewing betref en wat die uitdagings in die Wes-Kaap betref, dink ek daai onderverteenwoordiging mag 'n faktor wees wat dalk negatief op die DA kan inwerk. Maar nou weet ek ook dat daar Afrikaans sprekendes is wat sê dat die DA te veel Engels georiënteerd word en dat daar te min Afrikaans sprekendes in die partyomgewing is. Waarskynlik hou dit ook verband met die moontlike skuif van Willie na minister van Landbou toe, om juist daai brug te slaan, maar ek dink Bruin is dalk effens onderverteenwoordig tot die mate wat jy daai kriterium as die absolute norm neem. Andre, ek wou nou nog gevra het, of kom ons bly vir 'n oomblik by Willie Oukamp en Leon Schreiber. Jy was op die radio baie duidelik daaroor dat jy glo Willie is 'n goeie aanstelling en dat hy 'n goeie minister is. Waarop grond jy dit? Om mee te begin, Willie was 'n baie goeie segsman vir die party en ek het hom 'n paar keer persoonlik in aksie gesien trouens. Ek het saam met hom opgetree. Hy's 'n ou wat sy woord kan doen. Dit was terloops in 'n landbouomgewing. En ek dink hy het hom goed van sy taak gekwyt. Hy skakel gemaklik met die boerderygemeenskap. Hy het boerdery agtergrond wat vir hom bepaalde voordele gee. Hy ken die georganiseerde landboukant. En in sy termyn, wat 'n kort termyn was, by omgewingssake, was hy redelik suksesvol in sy skakeling met die georganiseerde landbou. En ek het van die georganiseerde landbou se mense ook verneem dat hulle baie gelukkig en tevrede is, sou Willie dan éventueel die pos opneem. Op sigbaarde lyk dit na 'n goeie keuse, maar Heinrich, daar's groot uitdagings in daai omgewing. Jock Steenhuisen het nie net misluk omdat hy nie sy werk gedoen het nie en omdat hy nie 'n goeie werk wou doen. Daar was stelle omstandighede daar. En een van die omstandighede wat ek dink ons moet verreken in hierdie totale gesprek, is dat daar sabotasie was vanuit die departement landbou na John Steenhuisen toe. En die vraag is natuurlik, hoe gaan Willie dit hanteer? Tot watter mate kan jy dit hanteer? En hoe vinnig kan jy hierdie skip draai in 5-6 maande voor die plaaslike verkiesing? Andre, dan het jy reg aan die begin geraak aan 'n belangrike vraag, en dis naamlik tot hoe mate die president verplig is om toe te gee aan die versoek van een van sy RNE-vennote, in die geval die DA-leier, wat vra, maak asseblief vir my hierdie skuwe in die portefeuilles wat jy as president aan my party toevertrou het. Dit is die deel van die debat wat die swakste belig word in die media op die oomblik. En Dis hoekom die kommentators soos jy het. hou verband met die krisis van meneer Ramaphosa. En hier wil ek sommer prakties raak. Hier hardloop op die oomblik 'n artikel 89 in staat van beskuldigingsproses. En meneer Ramaphosa opponeer dit via die hof, wat klaar omstrede is. En die Demokratiese Alliansie het duidelik gesê, as daar 'n substantiewe saak teen meneer Ramaphosa bewys kan, dan sal hulle die saak steun en nie die persoon nie. Terwyl Creighton McKenzie eintlik gesê het dat die PA bykans onvoorwaardelik Ramaphosa sal steun. Nou is die vraag, jy moet nou polities oorleef tot kom ons sê einde 2027. Hier is 'n party wat jou moontlik nie kan steun as jy in 'n krisis is nie.
Gaan jy hulle akkommodeer of gaan jy dalk die Panjasa Lesofie ding doen en die DA verwyder en uitsny en vervang met ander loyaliste? Die getallebasis is so dat dit moontlik is. Dis nie 'n veilige moontlikheid nie, maar dit is 'n moontlikheid. Maar ek kry tog die idee dat die DA 'n sterk genoeg faktor is en dat meneer Ramaphosa pragmaties genoeg is om hulle wel te akkommodeer. Ek wil net die punt maak, dis nie outomaties 'n uitgemaakte saak nie. So kom ons aanvaar dat teen die tyd dat hierdie onderhoud gelaai word op YouTube, het die president nog nie van hom laat hoor nie. Wat as hy oortuig is dat in die geval van John Steenhuisen byvoorbeeld, want dis die belangrikste skuif, dat John Steenhuisen na sy mening relatief goed presteer het tot nou toe, en omgekeerd dat hy dalk voel, Willie Oukam is in die beste posisie tans by omgewingsake, en dat hy as president die twee dus daar sal wil hou. Wat dan? Dan het jy 'n direkte konflik binne die RNE tussen die uitvoerende mag aan die een kant wat die aanstellings aanmaak en dan die ooreenkoms met die Demokratiese Alliansie as party om deel te wees van die RNE. En dit kan onmiddellik lei dat die DA besluit om nie verder deel te wees van die RNE nie, of dat daai konflik op 'n manier besleg moet word. Maar Heinrich, hierdie is 'n grys area. Dis 'n tipiese voorbeeld waar koalisiepolitiek 'n konflik skep tussen jou uitvoerende gesag en hier in besonder die president en aan die ander kant die wetgewende gesag, die leier van die tweede sterkste party in die wetgewende gesag. En daardie konflik moet op 'n manier bestuur word. My vermoede is tog dat daar gesprekke tussen Ramaphosa en Gordon Hill Lewis plaasgevind het. Ek het verstaan, hulle het ten minste telefonies gepraat en ek dink dit is eintlik gevaarlik van die kant van Gordon Hill Lewis om eintlik daai aankondiging te maak sonder dat die president op 'n manier tog daartoe ingestem het. So ek weet nie, ons raai oor wat agter die skerms gebeur het. Daar is die potensiaal vir 'n konflik, maar ek dink tog daar is prosedure en protokol waarskynlik gevolg. Waarom gebruik jy die woord gevaarlik, terwyl ek jou sou vra oor of dit protokolgewys die regte ding was om te doen? Wel, omdat die ANC en die DA nie natuurlike vennote is binne die RNE. Eintlik werk hulle saam binne 'n omgewing van konflik. En daardie konflik is besig om te eskaleer in die opbou na die plaaslike verkiesing. En kom ons wees eerlik met mekaar, die DA is een van die grootste bedreigings vir die ANC. En ons het dit in Mfuleni gesien nou, 'n tyd gelede, waar daar 'n tussenverkiesing in 'n sogenaamde township area was, waar die DA meer steun gekry het as die ANC, en wat gelei het tot die verwydering van die ANC burgemeester by Mfuleni. So, die ANC is in die moeilikheid, en hulle lees in die DA, nie net in die DA nie, maar ook in die DA, 'n besondere bedreiging. Nou, hoe balanseer jy die boeke in 'n omgewing waar jy gedwing word om saam te werk, maar waar jy ook konflikterende belange het? André, dis nou min of meer 2 maande, of net so bietjie meer as 2 maande nadat Jordan Hill Lewis as nuwe DA-leier verkies is. Beskryf hom op grond van wat jy waargeneem het die afgelope 2 maande as 'n politieke leier. Begin waar ek sê ek was bewus van sy baanrekord as burgemeester van Kaapstad, en wat ek kon vasstel, was hy iemand
wat bereid is om sterk standpunt in te neem. Hy het sterk standpunt ingeneem teen die taxi-industrie in Kaapstad en hy het daai geveg gewen. Die tweede keer wat ons paaie gekruis het, was by die DA-konferensie en dit het te maak gehad met sy toespraak as leier, nuwe verkose leier van die DA. En hy het my voorgekom as 'n besondere begronde persoon. En wat ek geweldig van gehou het, en dit sluit aan by my akademiese denkpatroon, en dit is dat die grootste problematiek in Suid-Afrika, voor ons enige iets anders kan aanspreek, moet ons wet en orde en stabiliteit kry. En as jy daai grondslag nie het nie, dan jy nie 'n grondslag vir ekonomiese groei nie, nie vir werkskepping nie, en vir 'n klomp ander dinge nie. Hy was sterk begrond gewees. En dan was hy ook ten opsigte van plaaslike regering baie prakties. Hy het gesê, ek wil dienslewering bereik, ek het hierdie pertinente doelwitte. Dit was nie hierdie breë, demokratiese, politieke vertrekpunte en goed nie. Hy het dit geneem uit die beginsel na die konkrete toe. En toe hierdie krisis nou rondom John Steenhuisen ontwikkel, was hy bereid om standpunt in te neem. Dit wil nie sê ek lees nie risiko's vir hom. Hy dra ongetwyfeld 'n sterk Engelse beeld en 'n Engels-liberale beeld. En Wat is die woord wat jy gebruik? Engels-liberale beeld. Beeld. Okay. Ja, en ek dink om in alle kringe aanvaarbaar te wees, sal hy daai beeld moet temper. Ek dink die geveg wat hy in betrokke geraak het met Pieter Groenewald oor die merites, demerites van Groenewald, waar hy syfergewys verkeerd was. Daai saak het redelik sleg gereflekteer op Gordon Hiloos en het eintlik gewys dat hy nog 'n redelike jong, onervare leier is. Maar hy was slim genoeg om 'n paar dinge onmiddellik reg te doen. Hy het besluit om nie onmiddellik beheer te neem van die parlement nie. Hy bly in sy posisie as burgemeester, à la sy rolmodel Helen Zille. Jy staan een kant en jy stel baie senior mense aan om jou saak binne die parlement te hanteer. Dis waar Ryan Coetzee inskop met sy beoordeling van kabinetslede. Hy hou dus 'n bietjie van 'n afstand. John Steenhuisen het in die struik getrap om te gelyk leier te wil wees van 'n oppositieparty en 'n minister in 'n RNE wat eintlik 'n konflik verteenwoordig in homself. En éventueel het hy die prys betaal. Ek dink Gordon Hiloos het hierdie beter strategiese skuif gemaak. Ja, maar dat ek nou in die bres probeer tree hier vir John Steenhuisen. As dit nie 'n bietjie onregverdig om daai vergelyking te maak nie. John was nie in 'n uitvoerende posisie toe hy partyleier was nie. Hy het kabinetslid geword nadat hy reeds vir geruime tyd partyleier was. Jordan Hiloos sit sedert 2021 in 'n uitvoerende posisie en kon makliker besluit neem om nie te gaan deel wees van die RNE nie. En sou dit nie in elk geval ook maar met die idee van mag te doen hê nie. As 'n uitvoerende burgemeester van 'n metro het jy baie beheer en mag oor miljarde rande se begrotings. Jy sit hier met 'n konflik wat eintlik vanuit 'n leierskapposisie nie bestuurbaar is. En ek dink John Steenhuisen en sy raadgewers het dit verkeerd gelees. En ek wil dit so noem. Van die mees progressiewe wetgewings is deurgevoer onder die bewind van die RNE. Weliswaar deurgevoer destyds deur die parlement in die 6de administrasie. Maar as kabinet is jy kollektief verantwoordelik vir besluitneming. So John Steenhuisen word geassosieer met wetgewings wat hy eintlik nie kan verdedig as partyleier. En dit skep 'n geweldige konflik. En dit is ook interessant en senior leiers in die DA het dit vir my genoem, dat hulle gesprek
binne die party oor deelname al dan nie aan die RNE was 'n deurlopende gesprek. Ek dink John Steenhuisen sou waarskynlik vandag nog leier gewees het as hy bloot parlementêre leier was en iemand anders gestuur het om hom te gaan verteenwoordig in die kabinet. Jy kan nie twee here dien nie. En ons moet onthou, die ANC en die DA verskil fundamenteel oor kwessies. Andre, kom ek maak hierdie die laaste vraag en dan sal dit bepaal of ek politieke wetenskap by jou sou slaag of druip. Kan bestuur en leierskap gelykgestel word? Want ek vind ook by jou dat jy Jordan Hill Lewis as leier beoordeel op grond van sy prestasie as 'n burgemeester van 'n metro. Burgemeesterspos het ek gedog het meer te doen met bestuur teenoor 'n partyleier wees wat meer klem lê op leierskap. Wat sê die politieke wetenskap daarvan? Ek wil twee konsepte vir jou uitmekaar haal. Die een is die regeringskundige kant, wat meer te maak het met leierskap en oorsigfunksie. En dis waar ek die rol lees van 'n partyleier. Bestuur is daar waar jy betrokke raak op die vlak van uitvoering. Nou ek dink 'n burgemeester, weliswaar op derde vlak, is nader aan die praktyk van situasie. Hy's nader aan die bestuursomgewing, maar daar is steeds 'n belangrike regeringskundige leierskap element in daai posisie. En ek dink wat Gordon Hill Lewis besonder maak is dat hy die regeringskundige kant goed hanteer het tot die mate dat hy in sy eie party erkenning daarvoor gekry het tot op 'n nasionale vlak. En dan op 'n bestuursvlak het hy 'n direkte sukses wat natuurlik kom uit voorafgaande suksesse, wat kom uit die tyd van Helen Zille en ander, plus 'n provinsie wat redelik goed bestuur word, wat belangrik is. So hy is in 'n gunstige omgewing, maar hy kon op beide lyne, wat ek dink onderskeidend is, kon hy presteer en kon hy suksesvol funksioneer. Het jy die idee dat hierdie skuwe wat nou voorgestel word deur die DA-leier, die party tot voordeel sal strek in sy plaaslike regeringsverkiesingsveldtog? Ek dink die DA het 'n sterker span in die veld op die oomblik as wat hulle gehad het. En ook meer ervare in die kuns van koalisiepolitiek en hoe jy die dialektiek bestuur om enerzijds binne 'n RNE te funksioneer en anderzijds te funksioneer as 'n oppositieparty. En ek lees dit ook as 'n stuk groei wat moet plaasvind in die demokrasie na volwassenheid. En ek dink hierdie leierskap reflekteer dit op 'n manier en kan put uit die foute en ervarings van ander. Ter afsluiting, Andre, wil ek net gou vir jou tong in die kies wys op die onderhoud wat ek 2 uitgawes van Wijngaard Weekliks gelede met Jordan Hill Lewis gevoer het, en ek het begin daar met die dat daar sulke verskillende uitsprake van sy voornaam is, en hy het vertel dat hy soms sommer georden ook is. Die regte uitspraak sê hy is Jordan, maar het pla hom glad nie as mense sê Gordon, maar kom ons doen gou daai toets, kan jy Jordan sê? Kan probeer, maar hy spel hom nie vir my Jordan nie, hy spel hom vir my Jordan, so dit lief na Gordon se kant toe, maar dis maar soos my eie van Duvenage of Divinage, of wat ook al, Duvenage. op 10 maniere uit, en ek los hulle maar net, en laat hulle maar aangaan, maar as ek hom moet uitspreek as Jordan, dan sal ek dit graag so doen. Gee gou vir Jordan 'n punt uit 10? Wel, ek sou reken hier tussen 7,5 na 8 se kant. Baie dankie vir jou tyd. Andre Duvenage, professor, 'n navorsingsprofessor aan die Noordwes Universiteit van, liewer die Potchefstroom
kampus van die Noordwes Universiteit en natuurlik een van die land se voorste politieke kommentators. 'n Groot voorreg. Heinrich.